Laai asseblief saam na Psalm 37 toe. Ons gaan so 'n bietjie tyd daar spandeer uit die woord uit. En ek mag sê, ek mag dalk 'n paar voorbeelde hê. Nuwe voorbeelde. Oor die goedheid van die Here. So ons gaan nie spesifieke gedeeltes lees nie. Psalm 37 is so 40 verse. Jy sal sien hulle word ingedeel, net dat jy weet vir interessantheid, die wat dalk nie weet nie, soos jy daar by vers 1 sien, dan sal jy sien, daar staan Alef, en dan by vers 3, dan staan daar Bet, en dan by vers 5 staan daar Gimel, net dat jy weet, dis die Hebreëse alfabet, dit was maar net 'n manier gewees waarop hulle dit genommer het, so daar is nie noodwendig spesifieke betekenis vir dit nie, hulle het dit net invertaal, omdat dit 'n manier was waar in Hebreëus, wat hulle dit maar net vir ons genommer het. En so hy begin so, en hy sê, dis 'n Psalm van Dawid. En so ons is nie heeltemal seker presies in wat se seisoen nie. Daar's 'n paar aannames wat ons kan maak. Dit kan dalk wees in die tyd van toe Saul hom onregverdig behandel het, maar dis definitief 'n seisoen van ongeregtigheid in Dawid se lewe. En so mag ek jou net so een of twee goed vertel, en Pieter mag jy encouraged wees, man. Daar was oomblikke van ongeregtigheid gewees in Dawid se lewe ook. En so Dawid word gekonfronteer met hierdie uitdaging. Hy doen dit wat reg is, en tog lyk dit asof die ouens wat ongeregtigheid doen, skotvry daarvan afkom. Is daar iemand wat dit al beleef het? Ok, daar is daar meer as een wat saam met my kan getuig, dat ons kan saam met Dawid praat, ons kan voel wat hy voel. En so kan ek jou miskien net herinner, Dawid skaapwagter, niemand sien kans vir Goliat nie. Dawid sê, ek gaan Goliat uitsort. En dan sort hy hom uit. En dan sing die vroue. En terwyl die vroue sing, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. Raak Saul vies en jaloers. En kyk hy Dawid uit en begin hy Dawid sleg hanteer, wat éventueel daarop uiteindig, dat Dawid in die woestyn moet wees, omdat Saul hom vervolg, terwyl hy eintlik niks verkeerd gedoen het nie. Hierdie oomblik waarin Dawid is 'n oomblik waarin hy weet, want hy kies om te vertrou. Hy weet, want hy kies om te glo, God sal uitkoms bring. Maar in daardie oomblik is die uitkoms nog nie daar nie. En daarom hierdie titel vanoggend, terwyl jy wag. In die proses soos jy wag op die uitkoms van die Here, in die proses soos dinge uitspeel, kan ons kyk na Psalm 37, ons kan kyk na die dinge wat Dawid gesê het, en ek hoop dat dit jou sal herinner oor wat ek en jy behoort te doen. So ons gaan primêr daar wees, ek gaan so 'n bietjie verwys na 'n paar Nuwe Testament skrifte toe ook. Ekskuus. Maar jy kan jou Bybel net oop hou by Psalm 37. Die eerste ding wat ons lees, op die eerste plek waar ons gaan stil staan, is in vers 3 van hierdie Psalm 37, en hy sê die volgende daar, hy sê, vertrou op die Here, doen wat goed is, bewoon die aarde, en beoefen getrouheid. Liewe meneer, mevrou, in die seisoen wat ons moet wag, in die seisoen wat ons moet uitkyk, na wanneer die Here vir ons gaan deurkom, wanneer die antwoorde gaan begin gebeur, wil ek jou herinner daaraan dat ek en jy getrou behoort te wees. Ons behoort getrouheid te beoefen. Maar kan ons net 'n oomblik stil staan by hierdie dinge? So in die eerste plek, vertrou op die Here. Ons is so geneig om in hierdie groef te val van ek vertrou die Here vir iets. Dis ons gewoonte, dis ons praattaal, en ek dink nie daar's noodwendig fout daarmee nie. Maar daar is ook iets dieper, iets meer belangrik. En dis 'n oorgegewe vertroue. Dit beteken ek en jy het nou die vermoë om nie alleen goed ons way te wil hê nie, maar ook om te sien in die oomblikke wat goed dalk nie is soos ons dink dit moet wees nie. Ons kan hom vertrou. Nou jy mag dalk al die storie gehoor het, as jy hom nog nie gehoor het nie, maar ek hoop om jou te herinner. So gebeur dit in ons seisoen in Standerton. Dis tyd om die badkamers oor te doen, en nou doen ek wat 'n goeie pastoor behoort te doen, ek bid vir geld dat ons die badkamers kan oordoen.
Ek vra vir geld, dat ons die badkamers kan oordoen. Maar nie my gebed of my vraag lewer enige vrugte af nie, die bankrekening bly wat die bankrekening bly. Maar die tyd kom nader, die ou goede is uit, die nuwe goede moet in, en ons moet die badkamers oordoen. En die maandagoggend, die sondag, toe sê die tesourier vir my, ons ry môreoggend stad toe, ons gaan teels kry. En ek is soos, wel, nee maar wonderlik, het ons enige idee hoe ons dit gaan betaal. As jy kom ons gaan kyk net wat kry ons. En ons het 'n bietjie geld, maar ons het nie genoeg geld nie. En ons gaan CTM toe, in my persepsie van wie die advertensies op die TV waarskynlik 'n goedkoop plek om te gaan teels kry. Ons gaan CTM toe en ons kyk daar soos net, daar's nie iets wat ons van hou en of wat ons kan bekostig nie. Ons ry na nog 'n teelplek toe, die goedkoop teelplek. Die teelplek wat daar in die industriële gebied weggeberre is, want daar gaan ons nou goedkoop teels kry. Geen joy nie. Ek sê man, kom ons gaan tile toe, wat na my persepsie die dierplek is om te gaan koop. En ek mag verkeerd wees, ek bou nie so gereeld nie, maar dis my persepsie. Ek sê eers vir hom, ek dink nie ons moet ons tyd mors nie, want ons het nie die geld om te doen wat ons moet doen nie. Kom ons gaan huis toe, en kom ons gaan bid. Hy sê, kom ons gaan tile toe. In tile se voordeur, op regterkant, gooi tile, presies die teels wat ons nodig het, teen geld wat ons het, met change oor, alles wat ons nodig het, ons laai daai caddy dat hy so hang, vol teels, en ons gaan huis toe, en wat ek probeer sê is, om te sê ek vertrou op die Here, is soms om die voorreg te hê, om genoeg geld in die bank te hê, om te gaan doen wat jy wil, en ander keer dis om op die regte tyd, op die regte plek te wees, en toe ons daar kom, toe gaan dit maar net aan, en die kraan is op special, en meeste van die goedjies uitgesorteer, en deur die genade van die Here doen ons die badkamer soos wat ons dit moet doen. Hoor net wat ek probeer sê, partykeer werk die Here op 'n ander manier as wat jy dink, en as ek vir jou sê, terwyl jy wag, moet jy getrouheid beoefen, wil ek vir jou sê, hou aan doen dit wat die Here vir jou in jou hart gee om te doen. Al verstaan jy nie altyd hoekom nie, al voel jy nie dis heeltemal moontlik nie, vertrou op die Here. Nie alleen beteken dit om op die regte tyd te reageer op die stem van die Here nie. Dit beteken ook, dit wat hy aan die einde sê, beoefen getrouheid. Met ander woorde, moenie jy buite die lyne van God se woord inkleer nie. Hoeveel keer al het ek myself gevind op 'n plek in my lewe, en ek glo jy ook, waar die versoeking daar is, om op grond van die ander een se swak gedrag, om op grond van desperaatheid, eintlik maar goed so klein bietjie verkeerd te doen, en dan werk dit nie heeltemal uit, soos wat ek en jy graag wil hê dit moet nie. Terwyl jy wag, moenie so angstig word, moenie so moeg word, dat jy vergeet om getrou te wees nie. En of jy wag op uitkoms rondom jou gesondheid, of jy wag op uitkoms rondom jou finansies, of jy wag op uitkoms rondom jou huwelik, ek wil jou aanmoedig vanoggend, ek wil luidkeels en profeties in jou lewe inroep, en ek wil vir jou sê, onthou om getrou te bly. Moenie die baba met die badwater uitgooi, net omdat die omstandighede moeilik is nie. Ek wil jou net herinner, kan ek maar Lougie se storie vertel, dis my favourite storie van die laaste 3 weke al. So sê, tannie Alta vir Logan, sy klein seun. Hy sê eers vir haar, hy sê, ouma, kan nie wag dat Jesus moet kom nie. Ek is opgewonde, ek sien uit daarna dat Jesus moet kom. Sy sê vir hom, jy's nog klein man, daar's nog baie jare wat vir jou voorlê, jy moet fokus op jou skoolwerk, en dit kan nog baie lank wees, Jesus kan gou kom, maar dit kan nog baie lank wees voordat Jesus kom. Waarvan Lougie toe nou fit aan die altaar sê, maar hy was daarom nou die dag amper hier gewees. In Matteus 25 het ons vir hierdie lang profetiese rede, al hierdie
Dis waar hy vir ons leer, julle sal hoor, julle sal in die weerpatrone kan sien, julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë en so aan en so meer, uit al hierdie tekens, en dan dink mense vir een of ander rede, dis nou skielik 'n ander gesprek, want dan praat hy oor die talente, maar interessant genoeg, net daarna praat hy verder ook oor die profetiese rede. So ek wil net hê jy moet hoor, in hierdie gesprek oor Jesus se wederkoms, praat hy met ons die talente. Nou kan jy onthou hoe werk die talente. Die talente werk so, een kry 1, die ander een kry 2 en die ander een kry 5. Dan, hoor mooi hoe sê, nadat die Heer lank op reis was, klink dit vir jou, lank op reis was, terwyl Jesus weg was, en dan kom hy terug, om af te reken, met hierdie diensknegte. In Matteus 5, het ons hierdie ontsettende belangrike beginsel, van getrouheid. Hy kom terug en hy vra so, wat het jy gedoen met wat ek jou gegee het? Die een met 5 antwoord graag. Hier is die 5 wat jy my gegee het. Ek het nog 5 gemaak. En hy antwoord, goeie en getroue diensknegt. Ek lees dit net vir jou in Matteus 25 vers 23, terwyl hy met die een praat waarvoor hy 2 gegee het. Sy Heer sê vir hom, mooi so goeie en getroue diensknegt. Hier is die belangrike deel, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Gemeente, ek hoop, jou hart vanoggend is opnuut op 'n plek waar jy sê, ek sien uit om te hoor, goeie en getroue diensknegt. Dis iets waarvoor ons onsself konstant en gereeld moet beywer. Die enigste manier om te hoor, goeie en getroue diensknegt, is om die volgende te snap. Dit gaan nie oor die ou langs jou nie, en dit gaan nie oor alles wat jy nie het nie. Hoor mooi, die een wat een het, jy weet, die Bybel sê, hy is sommer evil gewees, okay, want hy het niks gedoen nie. Maar kyk die geheim wat daar is in die een wat 2 het en die een wat 5 het. Die een wat 2 het, sit nie en huil oor die 3 wat hy nie het, omdat hy nie soveel het soos die een wat langs hom is nie. Die vraag is nie, het ek en jy dieselfde gedoen as Reinhard Bonke nie. Die vraag is nie, in wat se leefwêreld jy ook al leef, of jy soveel gaan doen soos die ou langs jou nie. Die vraag is, wat het jy gedoen met wat ek jou gegee het? Kan ek jou net deur hulle vat? Wat doen ons met die tyd wat die Here ons gee, en is ons nog besig om tyd uit te koop om sy koninkryk te bou? Wat doen ons met die geld wat die Here ons gegee het? Is ek besig in my finansies om hom te verheerlik en om sy koninkryk te bou? Wat doen ek met die gesondheid wat die Here my gegee het? Kan ek probeer om net vir 'n oomblik jou perspektief dalk rondom werk net so paar grade te draai? Want vir meeste van ons is werk 'n geweldige las. Dis 'n las, dis 'n swaar ding. Ons haat maandag en ons vier Vrydag, jy weet, want genade tog, maandag moet ek al weer terug aan werk toe. Vrydag is ek baie bly, want dan hoef ek dalk nie môre werk toe te gaan. Julle is met my. Kan ons persepsie dalk net so 2 grade draai en sê, Here, baie dankie vir my werk. Dankie dat ek nog 'n geleentheid het. Dankie dat ek 'n manier het om vir my gesin en my kinders te kan sorg. Here, baie dankie vir die voorreg dat ek myself tussen mense kan bevind. Miskien kan ek iemand vandag van Jesus vertel. Miskien moet ons net weer 'n huppel in ons stap hier oor 'n maandag, dan sal jy sien die werk raak ook makliker en beter. Dis 'n ander manier van dink. Werk as 'n geleentheid om my lig te laat skyn. Ek weet dis nie elke dag ewe maklik nie. Ek weet, werk kan soms 'n baie onbillike plek wees. Maar terwyl jy wag, beoefen getrouheid. Ek is van opinie, dat wanneer ek en jy geleer het, om te blom waar ons geplant is die Here geneig om ons dan eers uit te plant.
Dis nie altyd so nie. Maar as jy regtig ongelukkig is by jou werk, leer om getrouheid te beoefen en kyk of maak die Here nie vir jou deure oop nie. Hy gaan aan in vers 4, terwyl Dawid worstel met hierdie wagtingstyd. Hy sê so in vers 4, hy sê, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Wil jy graag hê, hy moet die begeertes van jou hart vir jou gee? Laat ek net sien of as ek die enigste ou wat hoop dat die Here jene man, ek wil baie graag hê. Die dinge waarvoor ek vra, die dinge waarvoor ek droom, die dinge waarvoor ek bid. Maar hy sê, okay, so verlustig jou in die Here. Kan jy onthou toe jy jou, ek weet nie wat nie, jou eerste kar miskien. Ollie, kan jy onthou die eerste bike wat jy kan jy onthou wat hier binne gebeur het? Daai is verlustig, nee. Daai is lekker. Verlustig jou. Wees dankbaar en opgewonde en vol vreugde. As jy maar nou verlustig jou in die Here. Nou hier is wanneer dit moeilik raak. Wanneer my omstandighede nie heeltemal is soos ek graag wil hê dit moet wees nie. Nou word blydskap 'n keuse. Jy sien, verlustig kan wees wanneer dit goed gaan. Dan kan ek my ook verlustig. Of miskien moet ek dit anders sê. So volgens Filippense 4:4 sê hy dit. Hy sê verbly jou altyd in die Here. Ek herhaal verbly. Nou verbly en verlustig vir my is baie naby. Ek weet nie, die teoloog kan dit dalk maar so bietjie uiteen, maar hulle raak ten minste aan mekaar as jy dan nou niks anders wil hê. Verbly jou in die Here. Jy sien die oomblikke wanneer ons nie wêreldsgesproke rede het om bly te wees nie. Verbly jou in die Here. Ook die oomblikke wanneer dit met jou goed gaan, mag jou blydskap lê in die Here en nie in jou omstandighede nie. Wat beteken dit? Dit beteken eenvoudig dat ek sit op die skaal van my hart twee goed. In die een hand my omstandighede en in die ander hand die vreugde daarvan om die Here te ken. Die vreugde daarvan om te weet ek is gered en ek gaan hemel toe. Die vreugde daarvan om te weet ek het 'n Pa in die hemel wat vir my sal sorg. Die vreugde daarvan om te weet ek het 'n God wat vir my sal beklei. Die barnier oor my is God se naam. Nee, die vreugde daarvan. Die vreugde daarvan om te weet ek het broers en susters om my wat saam met my inhak en saam met my hierdie vreugde weeg swaarder as hierdie omstandighede. Daarom verbly ek my in die Here. Al het ek ook nie noodwendig menslik gesproke rede om so te doen nie. Ek wil net graag hê jy moet hierdie prentjie sien. Ek wil hê jy moet sien hoe Dawid besig om te deel met hierdie wagtydperk. Meer as een keer in Dawid se lewe aanskou Dawid die goddelose. En hy sien, dit lyk asof die goddeloosheid net seevier. En dan praat hy. En hy sê, luister hier. Vertrou op die Here. Doen liewers wat goed is. Bewoon die aarde, beoefen getrouheid. Verlustig jou in die Here. Hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Vers 5 sê hy dit, hy sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Hierdie vers 5 roep my en jou na 'n lewe wat oorgegee is. Daar is twee maniere om te leef. Een, ek is in beheer. Ek moet goed laat gebeur. As ek dit nie doen nie, dan gaan dit nooit gebeur nie. Ek moet dit maak gebeur. Min vrede, min vreugde, harde werk, selfgedrewe. Psalm 37 nooi ons na 'n lewe wat oorgegee is. Hierdie is 'n ander manier van leef. Ek werk nog steeds hard want ek is getrou.
Ek gee nog steeds my beste want ek is getrou. Maar nou is my vertroue nie meer op my effort nie, maar op my Vader. Daar's 'n paar goed wat ek net hierdie is rarig. Ek wil 'n paar goed. Ek gee my asseblief net 'n minuut. Hoor wat sê 1 Tessalonisense 4:11. Hy sê en julle eer daarin stel, die 2020 vertaling sê, maak dit 'n saak van eer. Hy sê en julle eer daarin stel om rustig te lewe. Bly nou 'n bietjie by my. Is iets om te snap, iets baie belangrik. Wanneer jou vriend gewoonlik vir jou sê, ek gaan so 'n bietjie op verlof, wat is ons gewone reaksie, as jy natuurlik hou van hom, of haar? Julle moet dit geniet. Julle verdien dit. Dis hoe ons praat. As ons mekaar groet, nou ek het vanoggend 'n bietjie geluister, want ek het geweet ek gaan daaroor praat. Hoe was jou week? Antwoorde soos, rof, moeilik, besig. Dis ons standaard antwoorde. Nou kom 1 Tessalonisense 4:11 en sê, maak dit 'n saak van eer. Hy sê, laat jou eer liewerster in hierdie een wees, beywer. Ander woorde, sit baie energie in. Maak dit top prioriteit. Beywer jou vir 'n rustige lewe. Nou moet ek net eers uitkniel voordat ek verder kan preek. Ek dink glad nie ek het hierdie onder die knie nie, okay? Ek dink glad nie. Ek dink ek kan eerder hier sit en enige een van julle kan hier kom staan en met my kom praat. Maar dit verander nie die waarheid van wat dit is nie. Die waarheid is, ek en jy word geroep om 'n lewe te leef wat ruimte het, dat God op kort kennisgewing van ons goed kan vra, en ek en jy energie en kapasiteit het om gehoorsaam te wees. Een ou sê eendag vir my, ek dink dit was Merwis van der Merwe gewees, ons sit sommer net in kuier, en hy sê, Ernest, ek wil net hê jy moet een ding weet, as die duiwel nie jou briek in die hande kan kry nie, gaan hy net jou petrol trap, en hy gaan dieselfde bereik. As die vyand nie jou briek in die hande kan kry nie, gaan hy jou petrol trap, en hy gaan dieselfde bereik. As die duiwel vir jou kan besig hou, raak ek en jy ook oneffektief in God se koninkryk. En so daarom hierdie lewe van oorgegee is 'n lewe van vergenoegdheid. Dit beteken ek sê nee dankie vir sekere geleenthede. Dit beteken ek sê nee dankie, hoekom? Want ek het reeds ja gesê vir 1 Tessalonisense 4:11 wat my roep na 'n gesonde lewe toe. Nie 'n lui lewe nie. As jy ooit 1 Tessalonisense 4:11 en of hierdie preek misbruik om lui te wees, mag die Here jou verantwoordelik hou. Dis nie 'n verskoning vir lui wees nie, maar dis 'n herinnering om balans te hê. Nou wil ek gou terugkom. Matteus 25, gee die Here aan een talent, 2 talent, 5 talente. En ons getrouheid oor die wat ons het, bepaal die vooruitgang, die vermeerdering daarvan. So as dit belangrik is wat ons het, dan beteken dit dat ons word ook geroep na getrouheid in elke area van ons lewe. As jy die seën van die Here oor jou lewe wil hê, wees getrou in die areas oor jou lewe. As jy graag wil hê, dat daar vooruitgang en seën, dat jou lewe 'n lewe sal wees van vooruitgang en seën, wees getrou oor dit wat jy wel het. En dit beteken dat ek en jy, en kom ek begin dan nou met die manne. Manne, as ons uit die seën van die Here wil beleef, beteken dit dat ons ook getrou moet wees in ons huwelik en ons verhouding met ons vrou. Om te dink, jy gaan jou vrou en jou kinders afskeep,
en jy gaan werk najaag en rykdom so verower, dit sal van korte duur wees. As jy rykdom wil hê wat gebore is uit die hand van die Here, vanweë die seun van die Here, wees ook getrou by die huis. So ook, mevrou, wees getrou in jou verhouding met jou man en kyk of seën die Here jou nie, want daar's hierdie koneksie tussen seën en vooruitgang en getrouheid. Dis wanneer ek en jy getrou is oor wat die Here ons gee, wat hy ons aanstel oor nog. Ek kan aangaan in die lysie met die kinders, met die ouers en die kinders, en probeer om dit vir jou van die lank en die kort is, as ek en jy getrou is, as ek en jy doen wat ons moet doen, as ek en jy die Here verheerlik, dan kan ons sy seën ook ervaar. En deel hiervan is ook om onsself te beywer vir 'n rustige lewe. Nie 'n gemaklike lewe nie, maar 'n rustige lewe. Hy gee 'n bietjie konteks verder. Hy sê, en julle eie sake behartig. Met ander woorde, moenie 'n las wees vir iemand anderster nie. Moenie finansiëel staat maak op iemand anders nie. Hy sê, dis die lewe wat ons behoort te leef. Hy sê, en met julle eie hande werk, soos ons julle beveel het. En dis sommer net so tips. So 'n rustige lewe, maar jy moet met jou eie hande werk, so nie ly nie. 'n Rustige lewe, maar jy moet jou eie sake kan behartig, dat jy nie 'n las is vir ander mense nie. Jy lê die konteks. Maar als hierdie praat van 'n lewe wat oorgegee is. Hy gaan verder in vers 37. Hy gee vir ons nog hierdie tip. Psalm 37 vers 7 sê, swyg voor die Here en verwag hom. Dis soms nodig dat ek en jy ook net sal stil bly, terwyl ons wag op die Here. Jy sien, Dawid, terwyl hy met allerhande klomp goed worstel, maar Dawid het die vermoë, daar's hierdie oomblik in 'n spilonk, waar die Bybel vir ons sê, en Saul se voete was bedek. Weet julle jong mense, hoe lyk iemand wat sy voete bedek is? Dit beteken nie hy het skoene aangehad nie. Weet die ouer mense wat beteken het as Saul se voete bedek is? Wil julle nie dit in die kerk sê nie? Wanneer is my voete bedek? Hy was op die toilet, Petrus, is heeltemal reg. Is wat Hy was baie kwesbaar. So kwesbaar, dat Dawid die vermoë het om die hoekie van sy kleed af te sny. Maar hoor gou mooi, ek wil net hoor net, terwyl jy wag, en jy moet getrou bly. Wanneer ek sê lewe 'n lewe oorgegee, wanneer ek sê ons moet swyk en ons moet onsself beywer vir rustigheid, ons moet ons weg aan die Here oorlaat, dan wil ek hier moet kyk na hierdie beginsel wat Dawid toepas. Hy kies om nie sy hand aan Saul te slaan nie, al het hy die perfekte geleentheid. Verstaan, in hierdie oomblik kan Dawid alles verander. Hy het die geleentheid om sy sê te sê, om die ou wat hom onnodig vervolg op sy plek te sit. Hy het die geleentheid om 'n einde te bring aan al hierdie lyding en hierdie moeilikheid en hierdie hongersnood en hierdie ongemak. Al die verjaarsdae wat hy mis terwyl hy nou iewerster moet wegkruip. Al die ongemak, ongerief, die feit dat hy nie vir homself iets kan maak in hierdie lewe nie. Hy verdra dit alles, maar wanneer die lyn daar is, want hy het geweet, toe hy met Saul praat later, toe sê hy, ek sal my hand aan die gesalfde van die Here nie slaan nie. Waar kom dit vandaan? Dawid het geweet, dis nie die weg van die Here dat hy vir Saul sal doodmaak nie. En daarom red die Here hom. Ek wil vanoggend vir jou sê, terwyl jy wag, moenie 'n victim wees van jou eie planne.
En dan verwag die Here moet jou nog en nog en nog en nog uit gemors uitred nie. Los die slimmigheid, los die planne, los die mensgemaakte goed, laat jou weg aan die Here oor, leef 'n lewe wat oorgegee is aan die Here. Die 4de een, en ons het nog 2, dan se klaar. As jy laat staan die toring, interessant genoeg, in Psalm 37, die heel eerste vers, sê hy, wees nie toornig op die kwaaddoeners nie. Hy sê in vers 8 dieselfde, hy sê, laat staan die toring, en verlaat die grimmigheid, wees nie toornig, hoor mooi, dit is net om kwaad te stig. Hy sê, al wat gaan gebeur is, jy gaan die kwaad jy gaan dit net opbring. Hulle sal voor die Here staan, hoor wat ek vandag vir jou sê, Korintiërs maak dit baie duidelik, dat elke een sal voor die Here moet staan, maar daarom ek en jy ook, en wanneer sy ongeregtigheid maak, dat ek in ongeregtigheid begin wandel, dis wanneer ek my vingers verbrand, dis wanneer ek pak slaag kry, moenie uit toring uitreageer nie. Nou Dawid maak klaar hierdie Psalm 37, hierdie laaste 2 versies in. En dis regtig baie spesiale versies. Terwyl jy op die Here wag. Vers 39, vers 37 van Psalm 37 sê die volgende. Sê maar die hulp van die regverdiges is die Here. Ek wil jy moet opnuut hoor, die Here is ons hulp. Hulle toevlug in tyd van benoudheid. En die Here help hulle, hy red hulle van die goddelose en hy verlos hulle, want hulle skuil by hom. Sien hier die belofte, sien dat die Here sal ons genuine red, dat die Here is regtig ons hulp, maar hy moet ons toevlug wees. Nou ek dink net gou vir 'n oomblik aan 'n benoude oomblik, ek weet nie, probeer net dink aan 'n benoude oomblik, miskien die oomblik toe jou kind seer gekry het, miskien die oomblik toe jy nie geweet het hoe gaan die volgende, daai benoude oomblik, waartoe het jy gehardloop? Jy het so vinnig as moontlik die telefoon gekry, jy het iemand in die hande probeer kry wat jy weet, jou vinnig sal kan help. Miskien iewers daar as jy langs die pad staan en jy het regtig iemand nodig, daai benoude oomblik om te dink, ja, hoe gaan ek dit maak en gaan ek okay wees en gaan ons veilig wees? Kom ons bel net iemand dat hulle net, dit is om jou toevlug te vind. As ek 'n oorlogssituasie kan kry, as ons in oorlog is, daai plekkie waarin jy weet, as ek hier binne kan wees, gaan alles okay wees. Wat noem ons daardie plekkie? Ons noem dit 'n skuiling. Ons maak die Here ons skuilplek. Wanneer dit vir jou lyk asof dinge aan die einde van die maand nie gaan uitwerk nie, die somme gaan nie klop nie, maak God jou skuilplek. As jy al 'n hele seisoen lank vir die Here vra en dit lyk asof dit nie gaan gebeur nie, maak hom jou skuilplek daar binne-in. Is waar ek en jy die oorwinning sal beleef, waar ons die vrede sal beleef. Maar ek en jy kan nie op die oorlogsveld rondloop sonder 'n worry en sê, wel, die Here sal my beskerm nie. Beskerming volgens Psalm 91 is vir hulle wat by die Here skuil, wat in die skadu van die Almagtige skuil. As jy graag die beskerming van die Here wil geniet, wil ek vir jou sê, skuil by hom. So vanoggend my hart vir jou, is dat ek en jy opnuut by die Here sal skuil terwyl ons by hom wag. Dat ons regtig die toring sal laat staan. Dat ons uit hierdie oorgawe, hierdie plek van oorgawe sal leef. Dat ons onsself genuine in hom sal verlustig. En dat ons gereeld getrouheid sal beoefen. Kom ons bid net saam.
Vader, wanneer ons moet waag, Here, U is bekend met ons harte, en U weet van al die emosie, teleurstelling, uitdagings, moeilik om, Vader, mag ons asseblief terwyl ons waag, nog steeds gehoorsaam wees aan dit wat U van ons vra. Vader, mag Psalm 37 regtig 'n lig vir ons pad wees. 'n Lamp vir ons voet wat ons lei elke tree van die pad. Here, baie, baie dankie. Dankie dat ek in besonder kan vra dat U ons sal help om getrou te wees. Here, sal U ons asseblief help om onsself te verlustig in wie U is. Herstel ons vreugde, Here, sal U asseblief opnuut, Vader, mag U teenwoordigheid opnuut vir ons genoeg wees. Mag ons man en vroue wees wat lewens leef, wat oorgegee is aan U. En Vader, ek wil nou bid dat U die kwaad en die teleurstelling en die aggressie wat ons het teenoor die wat ongeregtig is, Here, sal U asseblief dit uit ons harte uithaal, sodat ons nie uit daardie plek uit sal beweeg nie. En Here, wanneer ons al hierdie doen, Vader, mag ons vroeg in die oggend skuiling vind by wie U is. Mag ons tyd spandeer in U woord, mag ons die beginsels wat U vir ons leer, leef. Here, mag ons skuilplek by U vind, deur te doen wat U van ons vra. Maar Vader, ek wil bid ook vir besonderse guns en seën vir elke een wat vanoggend kies om ook hierdie te doen. Vader, mag ons in hierdie seisoen wat voorlê, deurbrake uit U hand uit ontvang, omdat ons getrou is terwyl ons waag. Wees ons asseblief genadig, vorm ons, leer ons U weë. Mag ons getrou wees in die wagseisoen. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen.